Waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Nou wil ek vir julle sê, Nehemia het gebou aan Jerusalem. Een hand 'n troffel, een hand die swaard. Dis hoe God ons wil sien. Dis hoe God ons wil sien. Ons moet opbou, as mense wat sterf, en nou wil ek met die TV mense praat. Daar's mense wat sterf geestelik. Hulle plaas elke dag geestelike goed op Facebook, van die oggend tot die aand, maar hulle sterf geestelik. Self is hulle dood, geestelik. Want hulle is soos 'n lammetjie wat in 'n bok drink, melk, en die hele tyd vir wolf staan en kyk. Vandag plaas ek oor vrymeiselaars, môre plaas ek oor die broederbonders, oormôre oor drank, dan oor rook. Elke dag praat hulle net iets, niks van Jesus se liefde nie. Gaan kyk hulle, jy voel dit sommer in jou gees. Dan sal hulle sê, maar julle doen dit ook. Ja, gaan kyk hoe doen ons dit. En hoe praat ons? Ek loop nie van die oggend tot die aand vrymeiselaars. Jy kry iemand, sy hele 8 ure van 'n dag, is dit net vrymeiselaars. Is dit net broederbond? Is dit net, nou kyk julle vir hom Ottie. Ottie het nou niks met dit te doen nie. Maar okay, julle hoor wat ek sê. Jy kry mense wat vashou by een ding. Hy kan nie oor Jesus se liefde praat nie. Hy kan net kap. Mense sê, maar hoe? Julle kap dan so? Gaan kyk, wat, ek gaan nie vir jou verduidelik nie. Maar hoor gou mooi. So ek wil vandag vir jou sê, jy moet 'n bietjie ophou soos die lammetjie, net vir wolf dophou. Jy gaan niks melk inkry nie, want jy hou die vyand so dop, jy gaan dood. Daar's mense wat se oë so gefestig is op Lucifer, dat hulle nooit Jesus raak sien nie. Hulle sien net die verkeerde raak. Nou hier by ons klink dit baie keer so, want ons het 'n organisasie wat ons moet oppas. Maar maak baie seker, maak ek vra my vrou, ek hardloop binnekamer toe. Hoor gou mooi. Maar hierdie selfde lammetjie, as hy dan nou vir Lucifer ignoreer, vir wolf ignoreer, en hy drink net, en hy kyk hier een keer waar is wolfie, dan kom vreet wolf hom op by ma. So wat moet ons doen? Sy, het julle hom? Waak en bid. As hy sê, dit is soos 'n man wat op reis is, van sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagte bevel gegee het, om te waak. Hoor gou mooi, die woordjie sê almal volmag. As jy aan Christus behoort, het jy volmag. Daar's 'n skrif wat sê, jy gaan meer doen as wat Jesus gedoen het. Hallo? Daar's 'n skrif wat sê, jy gaan groter wonderwerke doen as wat Jesus op aarde gedoen het. Hy het jou volmag gegee, en kan jy nie daai foon gebruik en iemand vertel van Christus nie. Maar vuil grappe, gewone gesprekke. Mense, as jy 'n foon in jou hand het, ek kan jy wragtig vir iemand vra, of vir jou familie, is jy al gered. Jy vra nie vir familie by die graf, as hulle klaar dood is dit nie. Jy vra hulle voor die graf. As mense wat dink jy gee hulle aanstoot, strooi man, dis omgee om vir 'n familielid te vra as jy gereed. Ek sê vandag vir jou, as jy op groepe van familie is, vra vir hulle vandag, is jy gered? Is jy op pad hemel toe? Of gaan ons maar liewerster vir die vuil grappe lag? Dan weet jy mos of jy Lucifer se disipel is, of God se disipel is. Daar is net 2 disipels, ons kom by die Galaxy Estate, ek dink is dit, met die uitslag van die verkiesing, daai groot borde, computer, so groot skerm, wat vir jou sê, watter party het wat, en ek stap daarin, en daar's oor 1000, of by die 1000, net joernaliste, met of 'n televisiestasie, of 'n radiostasie, of 'n koerant, van oorsee alles, jy draai so, dat loop jy teen vas, en daar's presies 1000 uitgenooides uit politieke partye uit. En toe ek so inloop, toe sê die Here, het jy geweet, hy sê, het jy geweet,
dat die 1000 uit die politieke partye is almal disciples. Party van Satan en party van my. Want party promoveer aborsie. Satan geniet 'n aborsie. Dis 'n offer aan hom. Hierdie mense wat so stem vir die DA en sê ek moet vir 'n sterker party stem. Weer 'n profeet sê eergister vir my, ja maar rooi is om nou vir die ACDP of vir Hope te stem. Ons gaan mos nie inkom eintlik nie. Ons sien hulle ook nie. Ek sê weet jy hoekom sien julle nie die Christenpartye nie? Want jy's 'n Christen en jy gaan nie help hulle nie. Dis hoekom ons Christenpartye nie sien nie. Want die Christene sit op hulle agterend en gaan help hulle nie. Ek is nie eers by een van hulle betrokke nie en ek doen kort iets op Facebook om te sê stem vir die twee partye. Ek doen iets. Ek kan ook in 'n hoek gaan sit. Hey, die een het my te nagekom, daai een. Hey! God se saak is groter as Rooi Strauss. En Rooi Strauss het nagekom met dit. Los, wees rustig. Wees rustig. Sê Jesus, rustig. Niks op kamera nie. Bietjie lekker afshow. Don't worry. Okay. As hy, miskien wil die kinders God loof en prys, as die ouers dit nie doen nie. Ek sê nie die ouers doen dit nie. Amen. Soos Johanita Du Plessis sê, gooi 'n wit vlaggie, gooi 'n wit vlaggie, gooi 'n wit vlaggie. Daar is nie vir God te slag 'n wit vlaggie gooi nie. Amen. 'n Wit vlaggie. Kom ons gee almal 'n hande klap vir 'n wit vlaggie. Yes, vir 'n wit vlaggie. Gooi 'n wit vlaggie, 'n wit vlaggie. Amen. Amen. Kan ek nou vir julle sê, hierdie act, en Struis het mooi geluister vir die Here, kan veroorsaak dat iemand bekeer vandag. Daar by die huis het iemand sê, maar okay, nou is die wat vlaggie verby. Okay, nou gaan ek eers preek. Okay. Vanoggend. Belle nie bel nie, stuur 'n ex-satanis. Ek weet nie wat is daarvan nie, ek wil haar naam nie noem. Struis Tasha, sy Botha. Ja, Tasha stuur vir my. Ek het haar op skool na die Here toe gelei. Dis 'n satanis. En sy stuur vir my, Oom Royes, waarvoor kan ek vir julle bid? Hierdie ex-satanis, wat nou kind van God is, stel aan ons belang. Prys die Here. Kom ons gaan so 'n bietjie aan. Amen. Ek wil julle uitnooi om in 'n halwe vas in te gaan. Ek weet in die Bybel staan daar iets van 'n halwe vasie. En kap my maar daarop as julle wil. Ek was baie geseënd in my geestelike lewe, lekkerder geseënd toe ek dit gedoen het en ek gaan dit weer doen. 90% moet dit gaan oor God en 10% oor jou gesonde lewe. Dit moet nie andersom wees nie. Daar moet jy jou hart daaraan instel. Halwe vas beteken, ek gee 1 bord kos per dag op. Of ek los iets lekkers. Of ek besluit vir 2 dae gaan ek nie 'n snoepie koop nie, krokshop nie. En dan gaan ek weer 1 keer koop en 2 dae los. Jy kan homself uitwerk soos jy wil. As jy nie eet nie, by die kombuisie moet jy dit vir hulle voor die tyd sê. Maar verder dit uitwerk. Personeel wil ek vra, so hoef jy mekaar te sê, hoe doen ons dit nie? Een los net 'n bietjie. Ek gaan nou 80 dae ten minste begin weer. Nou ek weet, ek het 'n troue op hand, ek kan nie daar sit met voltaan nie. So ek het vir die Here gesê, Here, ek sê onder 'n wet nie, as so iets skielik op my pad kom, ja, eet ek. Maar ek wil probeer net om God se aangesig prakties te soek en net die aand uit te los, of as ek die aand eet, dan los ek weer die middag uit. Ek vra net, ek sê nie julle moet nie, maar dit help nou nie jy doen dit vir 'n diet nie. Jy moet elke keer sê, ek het 'n tyd gehad en ek gaan terugkom by daai tyd. As ek so by plekke eet dan net by myself en los ek die lekker dingetjie of een van die lekker goedjies en ek sê Here, ek offer daai een op vir aborsies. Here, ek offer daai een op vir die evangelie hier by School of Fire. Doen net iets tot eer van Jesus. Nou, ek wil net 'n paar storieetjies vertel voor ons afsluit. En dit is stories wat julle gehoor het en die een het Stella geplaas. Ek weet nie, jy by School of Fire ook gisterand geplaas van die muis nie. Nou wetenskaplik weet ek nou nie of dit so werk nie, maar kom ons glo dit werk so. Daar ry 'n ou op 'n vliegtuig, verstaan 'n ligte vliegtuig,
en hy hoor 'n muis is hier in sy drade. Die wat dit gisterand gekyk het, sê ek die storie so 'n bietjie anders te vertel, dat ek hom nie goed geluister het. Okay, en hy hoor hy's 'n muis in sy drade, maar hy kan nie stop, en nou krap hy hier en soek vir muis nie, hy's in die lug. Maar muis, as hy een draadjie afeet, dan hoor jy net prrrr. Nee, muis is dood en die pilot. So nou moet hy iets doen. En hy verstaan, 'n muis kan nie baie hoog in die lug oorleef op suurstof nie, of die lug raak te dun. En toe klim hy. Tot hy hoor dit raak stil. Nou ons kan vanmiddag gerus gaan Google of 'n muis, of het so werk, maar dit is vir my baie mooi storie in elk geval steeds. En toe hoor hy maar daar raak het stil. En toe hy land, toe sien hy die dooie muis. En dit laat my net vertel, as daar muise in jou lewe is, demone in jou lewe is, gaan hoor. Gaan na gebed. Gaan soek God. En hoeveel keer het hy hier gesê, hou op sigaret toe hardloop, as jy in die nood, ai maar oom, weet jy hoe moeilik is dit? Die situasie is vir my moeilik, ek moet nou. Ons sê vir Jesus in sy gesig, Jesus, jy kan my nie help nie, ek is in 'n krisis, ek moet nikotien toe hardloop, ek moet drank toe hardloop, ek moet depressiepille toe hardloop, jy is te swak om my te help. Dis wat jy sê, as jy daardie uitsprake maak. As jy iets anders nie. Jy beledig hom in sy gesig, jou kruisdood was nie genoeg nie. Ek gaan soek het by 'n dooie plant wat droog gemaak is.